Dag sê en baie welkom aan jou wat ingeskakel is op hierdie aanlyn diens. Mag jy 'n geestelike ervaring saam met Jesus ervaar in hierdie geleentheid vandag. Maar kom, raak eers saam met my stil voor die Here. Net daar waar jy jouself nou bevind, kom so 'n bietjie tot stilstand en raak saam met my stil in gebed voor die Here. Kom bid saam met my in jou eie hart. Here Jesus, ons tema in hierdie geleentheid vandag gaan daaroor om nie oor ander te oordeel nie. En dan word ons sommer dadelik in ons teks in hierdie geleentheid, Matteus 7 vers 3, word ons gekonfronteer met die vraag, waarom sien jy die splinter raak wat in jou broer se oog is, maar die balk in jou eie oog sien jy nie raak nie? Here, hierdie is 'n baie groot probleem, ook in ons lewe vandag in 2025, oral oor. En daarom vra ons, Here, help ons om hieroor oop en eerlik te wees, om dit te erken en te bely voor U, en leer ons om nie te oordeel nie. Ja, Here, en dis 'n wilsbesluit wat ons elkeen moet maak. En dan sê U is hier in ons, by ons, om ons in die krag van die Heilige Gees te lei in die uitleef hiervan. Ons kan nie anders as om U opnuut te eer in U drie-eenheid as die enigste ware God, God die Vader, Seun en Heilige Gees, ons enigste Here. Amen. Daar waar jy jouself nou bevind, groet en seën God die Vader, God die Seun Jesus Christus, God die Heilige Gees jou met sy oorvloed, liefde, genade en vrede, net vir jou. Ja, die beste gebruik van die lewe is liefde. En die beste manier waardeur jy jou liefde kan wys, is deur tyd. En die beste tyd om lief te hê, is nou. Ons praat in hierdie geleentheid oor die tema, moenie oordeel nie. Moenie oordeel nie. Kom, jy's welkom om saam met my ons teksgedeelte te lees in hierdie geleentheid, en dit is Matteus 7 vers 3 tot 5 in die 83 vertaling. Waarom sien jy die splinter raak wat in jou broer se oog is, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe kan jy vir jou broer sê, wag, laat ek die splinter uit jou oog uithaal, en intussen is daar 'n balk in jou eie oog? Huichelaar, haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog te haal. Hierdie vers 5, haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog te haal. Nou, in hierdie afgelope week wat sopas verby is, glo ek het ons elke dag saam met Jesus rondbeweeg, want dis die harde werklikheid. Jesus is deur sy Gees in ons as sy kinders, en daarom, waar ons ook al beweeg, daar is Jesus saam met ons. Ek glo, jy het in hierdie afgelope week mooi geloofservarings gehad. Daar het mooi geloofservarings onder ons plaasgevind. Ek wens, ek kon nou vir jou ook, vir elkeen van julle die geleentheid gegee het, om jou geloofservaring met ons te deel. Ek sien Jesus langs die lewenspaaie, en ek hoor sy voetval. Ek het dit maandag,
het ek dit opnuut by ons huis vir gestremdes hier in Klerksdorp, Huis Servaas, beleef. Ek het verder in die week dit beleef by 'n ouma wat haar kleinkind skielik, onverwags, aan 'n tragiese dood afgestaan het. 'n Ouma wat stikkend is, fyn en flenters. Ja, daar's ander mense wat roei en stoei met die lewe se opdraandes, met dit wat die lewe na hulle toe gooi. In my eie lewe, Jesus se voetval op al die skaafplekke in my lewe. Want daar's nog so baie wat ek moet leer. Ja, Jesus is inderdaad te sien tussen arm en ryk, tussen oud en jonk, tussen almal op die markpleine van die lewe. Jesus bring gedurig vir ons sy geskenke van lewe en hoop. Ons is nou juis by die tweede Advent Sondag, en dis die Sondag van hoop. Hoop in Jesus Christus. Hy is ons enigste hoop. Ek het dit vir so baie jare, het ek dit so bietjie verkeerd verstaan. Ek was in die Sondagskoolklassie destyds geleer om vir Jesus as my verlosser aan te neem, sodat ek hemel toe kan gaan. Ja, en daar is sekerlik niks verkeerd daarmee nie. Maar my probleem was, ek het derentyd geworstel met die vraag, maar wat gebeur nou vandat ek Jesus aangeneem het, totdat ek nou eendag sterf en hemel toe gaan? Moet ek nou die heeltyd sit en wag, elke dag van my lewe, om hemel toe te gaan? Of wat? Wat moet gebeur tussen nou en dan? Daar's een teksvers in die Bybel wat die waarheid binne in my laat oopbreek het. En dit is Matteus 28 vers 20. Matteus 28 vers 20 wat sê, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Is dit die kosbare woorde? Onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Ja, daai woorde verseker ons dat Jesus altyd by ons is. Hy's nie weg nie, hy's altyd oral, alomteenwoordig in jou en my lewe. En dis hoekom ek Jesus elke dag sien op die lewenspaaie. Dis hoekom ek probeer doen wat Jesus my leer oor hoe om met mense te werk. Gestel, my vrou Rykie het iets in haar oog. Alhoewel dit nou net ietsie klein is, weet ons hoe so ou ietsie klein pynlik en irriterend en frustrerend kan wees in 'n mens se lewe, en meestal is sy nie in staat om self daai ou stukkie iets in haar oog uit te haal nie. En dis dan daar waar ek as haar lewensmaat, haar eggenoot, waar ek dan alles in my vermoë doen om daai stukkie irritasie uit haar oog uit te haal. Sou my vrou Rykie my weer help om iets uit my oog te haal, moet ek net so dankbaar teenoor haar wees, soos wat sy teenoor my was, toe ek haar gehelp het om daai stukkie irritasie uit haar oog te haal. Dis maar een voorbeeld. So, dis baie duidelik wat die werklike punt is wat ons teks Matteus 7 vers 3 tot 5 eintlik wil maak. En dit is die feit dat niks, absoluut niks jou en my verhoed om die splinter uit ons vriende se oog te haal nie. Inteendeel, ons het 'n verantwoordelikheid teenoor ons vriende
om hulle te alle tye te help. Dis 'n Bybelse opdrag dat ons dit vir mekaar moet doen. En ook om ons vooroordeele te laat staan. Ons kan tog so maklik oordeel, selfs wanneer daai vriend met 'n ou splintertjie na jou en my kom. Jy sien, ek moet die Here vra om my te help om die vooroordeele te laat staan, want eers dan kan ons helder gefokus sien, sodat ons vriende regtig kan help. Die splinters wat jy en ek uit ons vriende se oë moet haal, beteken ons moet mekaar vermaan. Ons moet mekaar aanspoor. Ons moet mekaar se voete was, soos Jesus sy disippels se voete gewas het en vir ons die voorbeeld hierin gestel het in Johannes 13. Ja, en dan moet ons mekaar uitdaag om lief te hê, soos Jesus ons liefhet. Jesus se liefde wat oor ons uitgestort word, sal ons aanspoor om ons vriende op die regte manier te help. Dink nou net, hoeveel seën kan daar nie hier uitvloei as jy en ek bereid is om hierdie sprong in ons lewens te maak en mekaar uit te daag om ons teksgedeelte van hierdie geleentheid te begin leef, prakties toe te pas. Maar my groot bekommernis in ons teks is hoe lyk daardie balk waarvan Jesus in hierdie selfde teks praat, die balk wat in jou en my in ons oë is. Jesus sê vir ons hier dat die splinter nie uit 'n vriend se oog gehaal kan word nie, want daar's 'n balk in my eie oog wat my sig totaal en al belemmer. Om met hierdie balk in my eie oog dan iemand anders te probeer help, is mos skynheilig. Wat presies bedoel Jesus met hierdie balk in my eie oog? Ek vermoed dat die balk eenvoudig ons liefdelose reaksie is teenoor die ander persoon se splinter in sy oog. Ja, dis so, daar's 'n verkeerdheid in daai ander persoon se optrede of sy gedrag, maar weet jy wat? Jou en my reaksie op daai ander persoon se verkeerde optrede of gedrag, daai reaksie wat ons teenoor so 'n persoon openbaar, is baie dikwels ook verkeerd. Die splinter in die ander persoon se oog, met ander woorde sy optrede of gedrag, het 'n weerstand binne in ons wakker gemaak, of dit het 'n kilheid by jou veroorsaak, of dit het kritiek by jou opgewek, bitterheid, of selfs dat jy agteraf skinder van so 'n persoon. Alles duidelike tekens van die basiese siekte wat in jou teenwoordig is, naamlik liefdeloosheid. Liefdeloosheid. En dit sê Jesus vir ons hier in ons teks in Matteus 7 is veel erger as daai ou klein stukkie saagsel wat dalk heel onbewustelik in daai ander persoon se oog, selfs ons vriend se oog, beland het. So, Jesus vergelyk dus jou en my liefdelose reaksie teenoor 'n vriend se verkeerde optrede met die van 'n splinter en 'n balk wat in ons eie oog sit. So, hoe moet jy en ek dan die situasie hanteer? In die eerste plek, raak ontslae van daai balk in jou eie oog. Jy en ek
moet ons liefdelose reaksie erken as verkeerd in Jesus se oë en dit voor hom bely. Met ander woorde, dis weer terug na die kruis van Jesus, sodat ons kan sien wat ons sonde aan Jesus gedoen het. So, ja, moenie dat die kruis in jou lewe stof opgaar nie. Maak dit 'n leefwyse in jou lewe. Aan die ander kant, jy kan dalk iets waarneem by jou vriend en hom in liefde benader en begelei, sodat hy uiteindelik ook self kruis toe kan stap, om daar aan Jesus se voete te gaan buig, sodat sy sig ook herstel kan word, net soos jou sig herstel is deur Jesus. 'n Ware vriend sal jou innig dankbaar wees daarvoor. En as die splinter, die skaafsel, die dag in jou oog beland, en 'n vriend kom praat met jou oor daai splinter in jou oog, hoe gaan jy dit hanteer? Wat gaan jou reaksie wees? Dan wil ek vir jou sê, moenie dadelik op jou perdjie spring en sommer begin baklei nie. Onthou, 'n kind van die Here is vol van die Heilige Gees. En daarom spring ons mos nie sommer op ons perdjies nie. Nee, ons gaan luister. Ons gaan luister sonder om hardkoppig te wees. Ons gaan daardie stywe nek van ons, gaan ons buig en 'n bietjie nadink oor alles. Dit is so. Daar's blinde kolle, dowwe kolle in ons almal se lewens. En daarom het jy en ek Christenvriende nodig om dit vir ons uit te wys. En dan moet ek nie daaroor kleinserig wees nie. Dan moet ek weet, daai vriend doen dit in liefde, in die liefde van die Here. Ja, Christenvriende, wat maar net die kanaal is, waar langs Jesus met jou en my praat. Dan eers kan jy die splinter in jou vriend se oog verwyder. Dit, liewe vriende, is herlewing. Dit is die Jesus manier van leef. Dis wat dit beteken om vol van die Heilige Gees te wees. Dit is wat Jesus ons leer om te wees. Ja, om nie oor ander te oordeel nie. Moenie oordeel nie. Amen. Here, as ons hierdie laaste woorde uitspreek, dan vra ons, help ons om nie oor ander te oordeel nie. En Here, as ek die splintertjie in iemand anders se oog raak sien, dat ek nie sal veroordeel nie, maar daai persoon met u liefde sal benader en begelei, sodat hy of sy self na die kruis van Jesus toe kan stap, en daar aan u voete kan kom neerbuig, en vra dat u vir hom of haar ook sal help, om hulle sig te herstel. Ons pleit dit ook vir hierdie komende Kerstyd, Here, dat ons hierdie woord regtig saam met ons sal vat, sal indra in ons lewe. Ek bid dat ons ook die Jesus manier van leef sal lewe, saam met u, elke oomblik van ons lewe. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons enigste Here. Amen. Stap hier weg en kom, gaan leef opnuut die Jesus manier. En moenie langer oordeel oor ander nie. Ervaar God die Vader
se oneindige groot liefde vir jou en God die Seun Jesus Christus se oneindige groot genade oor jou, in en deur die altyd oral teenwoordigheid van sy Gees, die Heilige Gees, binne in jou. Geseënde Kerstyd vir almal van julle. Amen. Ek leef binne U, U leef binne my, Heer. Ek leef net vir U, U het my verlos. Ek weet U verstaan my, U hou U beloftes, dit vul my met blydskap. U het my verlos. Ek prys U met alles in my. Ek prys U met al wat ek is, met al my verstand, met al wat ek is. U is my lewe, o Heer. Ek leef binne U, Heer, U leef binne my, Heer. Ek leef net vir U, Heer, U het my verlos. Ek weet U verstaan my, U hou U beloftes, dit vul my met blydskap. U het my verlos. Ek prys U met alles in my. Ek prys U met al wat ek is, met al my verstand, met al wat ek is. U is my lewe, o Heer. Ek leef binne U. Ek leef binne U, Heer. U leef binne my, Heer. Ek leef net vir U, Heer. U het my verlos. Ek weet U verstaan my, U hou U beloftes, dit vul my met blydskap. U het my verlos.